Hosea 10 vers 13 sê, julle het goddeloosheid ingeploeg. Vers 12 sê, saai vir julle volgens die eis van geregtigheid. Vers 13 sê, julle het goddeloosheid ingeploeg. Julle het slegtigheid gemaai, die vrug van leuns geëet, omdat jy op jou weg vertrou het, op die menigte van jou helde. Nou het ek net nog gesê, die volk, hulle hoor nie. Elia kom en daar kom vuur uit die hemel uit, om te sê, wie is God? En die hele volk sê, Jahwe, hy is God. En die volgende dag moet Elia vlug vir sy lewe. Waar is daai dapper helde? Nee, hulle kruip weg. Hoekom? Want nie een van hulle glo dit. Ons almal dink, as ek vuur uit die hemel uit sien, dan sal ek glo. Ons voorvaders het nie. Julle het goddeloosheid ingeploeg, op om dit te doen. Word 'n nuwe skepsel, saai volgens die eis van geregtigheid. Julle het slegtigheid gemaai, maai in ooreenstemming met die liefde. Die vrug van leuns geëet, omdat jy op jou weg vertrou het. En ek net maar sê, ek het my kerk, op die menigte van jou helde. Ek het my dominee, ek het my pastoor, ek het my priester, ek het my wat ook al. Dit is my helde. Regtig? Ja. Ek vertrou hulle met my lewe. Regtig? Ja. Want wat hy sê, glo ek. Ek vertrou met my lewe. Hy is my held. Julle het goddeloosheid ingeploeg. Julle het slegtigheid gemaai, die vrug van leuns geëet, omdat jy op jou eie weg vertrou het. Waar kry ek daai weg? Ek het hom deur oorlewering gekry. Ek glo dieselfde as wat my ouers geglo het, as wat my grootouers geglo het, as dit hulle ouers, en ons kom 500 jaar. Romeins-Katoliek is, dan kom jy vir 2000 jaar. My eie weg. Ek bewandel dit. Hy sê, hou op, saai volgens die eis van geregtigheid. Wat is reg? Wat is waarheid? Die woord is die waarheid. Die helde sê, nee, God se verbond het nie uitgewerk nie. Hy het 'n ander plan gemaak. Hy het nou 'n verbond met die kerk. Want die 10 stamme wat in verstrooiing gegaan het, het onder die nasies in verdwyn. Hulle bestaan nie meer nie. Hosea sê, julle sal terugkom na julle land toe. Wie glo ons? Die helde of glo ons God? 14. Daarom sal daar oorlogs rumoer onder jou volk ontstaan en al jou vestings verwoes word, net soos Salman met Arbel verwoes het in die dag van oorlog. Moeders is met kinders en al verpletter. Net so het Bethel in julle gedoen, weens julle ontsettende boosheid. En die môre vroeg is dit gedaan met die koning van Israel. En hier is weer die waarskuwing. Vader sê, jy kan nog omdraai Israel, maar ek weet jy sal nie. Hoekom? Want Israel het homself bewys. Nee, ek doen nie. Die profete kom en gaan. En ons sê ons bekeer, maar ons doen nie. Ons sê ons hou op met die gode, maar ons doen nie. Vader doen wonders in Israel, en ons het die 10 stamme. Israel hoor nie. Hoekom? Jy het goddeloosheid, vers 13, ingeploeg. En dan gaan jy maai. Jy het slegtigheid uit dit gemaai. Die vrug van leuns geëet. Wat is die leuns? God het sy verbond met Israel gebreek. Hulle bestaan nie meer nie, dis leuns. Jy het die vrug van jou leuns geëet. Wat doen ons? Ons loop hand om die nek met alle nasies en ons sê vir hulle, my broer, my naaste. Dis die vrug van die leuns wat jy geëet het. Waar kom dit vandaan? Ons het goddeloosheid ingeploeg. Wanneer het dit gebeur? Lank al terug. En toe het ons slegtigheid gemaai, dit het opgekom. Mense het ons verlei, wie is hulle? Ek kan sê ek het in daai tyd gelewe. Ek het in apartheid geleef. Ek was nog een van die min wat in 'n winkel ingestap het, en daar was 'n kant wat die volk ingestap het, en daar was 'n kant wat daai volk ingestap het. Nie gemeng. Kerke het nie gemeng. Die woongebiede het nie gemeng. Ek het skool klaar gemaak in 'n blanke skool. Na my tyd gekom. Maar wat het hulle in daai tyd gedoen? Hulle het goddeloosheid ingeploeg. Dit was vir ons die hele tyd vertel.
Van waar? Raai, die preekstoel. Dis wat vandaan gekom. Ons is dieselfde. Dis jou naaste. Jy moet jou naaste lief hê. En goddeloosheid is ingeplooi. En toe, het ons slegtigheid gemaai. Hoe lyk dit nou in ons land? Wat in Europa nou? Hulle het goddeloosheid ingeplooi. En hulle is nou besig om te maai. En hulle weet nie waantoe om te hardloop. En die vrug van leuns geëet. En wat is in ons harte? Absolute verwarring. In my hart is hierdie opbrengs, hierdie slegheid wat ek besig is om te maai, van goddeloosheid wat ingeploeg is, wat sê, ons is almal dieselfde, maar met my oë kan ek sien, ek is nie dieselfde. Ek sien ons verskil. Van alles. En ek sien, dit is nie opvoeding nie. En ek wonder wat gaan aan, dis 'n absolute verwarring. En dan lees ek die woord van God, en hy sê vir my, het 'n Israeliet en 'n Egiptenaar anders gemaak. Ek hanteer hulle anderster. Ek maak die Egiptenaar voor jou oë dood, dat jy kan sien. Ek maak 'n onderskeid tussen 'n Egiptenaar en 'n Israeliet. En ons hoor dit, en van die preekstoel af sê hulle, dis 'n leuen. Ons is dieselfde en ons leef in absolute verwarring. Julle het goddeloosheid ingeplooi. Julle het slegtigheid gemaai. Die vrug van leuns geëet. Dit doen ons nou, ons eet dit, en dit is bitter. Omdat jy op jou weg vertrou het. Hulle het vir ons gesê, dis die weg, loop daarop. Ek het daai weg aangeneem, dis nou my weg. Ek sien hoe my kinders en my kindskinders, dis die weg, loop daarop. Watter weg? Goddeloosheid. As ons hoor goddeloosheid, dan dink ons is hoer en remoer. Dit is nie. Hoer en remoer is die vrug van goddeloosheid. Goddeloosheid is sonder God. Dis 'n ander evangelie. Dis valsheid. En wat maai ek? Ons op die menigte van ons helde vertrou. Want daai helde is nou al dood. Hulle moet nou al verslag doen aan die Almagtige. Ander is nog hier. Hulle is nog dapper. En al die nuwe helde staan op. En hulle is besig om goddeloosheid in te ploeg vir die nuwe geslag. En die nuwe geslag is nog meer verward. Ons weet nie watter nasie is ons, watter volk is ons, wie is ons. Hulle weet nie wat sy geslag is. Hulle weet nie as ek 'n man of as ek 'n vrou nie. En as hy sê 'n man is, dan lewe hy soos 'n vrou. Hy weet nie hoe om manlik te wees nie. Die vrou weet nie hoe om vroulik te wees nie. Hoekom? Want iemand het vir ons goddeloosheid ingeploeg. En ek wil sê, dis dieselfde skurke wat op die preekstoel staan. Want hy staan daar en hy sê, ek is gay. Maar dis liefde. En hy preek. En die menigte sit voor hom en sê, jy is ons held. Wat 'n toestand. Daarom sal 'n oorlogsrumoer onder jou volk ontstaan. En al jou vestings verwoes word. Net soos Salman, Bet Arbel, verwoes het in die dag van oorlog. Moeders is met kinders en half gepletter. Net so het Bet-El aan julle gedoen, weens julle ontsettende boosheid. En die môre vroeg is dit gedaan met die koning van Israel, en dit het letterlik gebeur. Wat het gebeur met die koning van Israel? Dis weg. Hy het nie nageslag nie, dit het gestop. Hulle is in ballingskap weggevoer, en dis 'n einde. Vader gesê, ek maak 'n einde aan die koninkryk van Israel. Wat gebeur het letterlik?